Goeiemôre julle, dit is 'n voorreg om julle almal hier te hê vanmôre en om die huis van die Here te wees. Kom ons begin net gou met 'n paar afkondigings. So net so vinnig mense wat verjaar, Lourens van Rensburg, Angelique Pieterse en Dorinda Duisel. En dan net die weeklikse aktiwiteite wat ons het, is die klein groepie in die dorp, klein groep op die plaas, die manne bidgroep. Dit het nou geskuif na Abraham se huis toe. So vir die manne wat ons wil join daar in die oggende. Ek moet sê dis 'n groot voorreg. So julle al die manne is baie welkom om daar te kom join. En dan vanaand is die plaaskerk by die Kloof se lodge. Dan na die volgende een toe gaan. Dan Sunfield bediening het ons weer nou nie die Vrydag nie, die volgende Vrydag het ons weer bediening al by Sunfield, van die 27ste Maart wees. So ek wil julle ook aanraai om te kom, dis regtig 'n belewenis. Ons het Vrydag bietjie buite met die mense tyd gespandeer. Ons het bietjie bal gespeel saam met hulle. Ons het lekker koeldrank gedrink en chips geëet en dit was net 'n voorreg. Ons het die Here lekker geloof en prys. So ek wil julle almal aanmoedig om saam te kom. Ons ry ook met die bus Vrydag, so dis lekker. Die bus ry daar van die dorp af. So as julle wil, dan spring julle in, dan kom julle saam met ons. Dis regtig 'n belewenis. En net so vinnige testimony. Een van die ouetjies daar het vir my boodskapies begin stuur, Christelike boodskappe. So mense kan regtig sien dat dit maak ook 'n impak op hulle lewe. Jy weet, hulle het regtig 'n liefde en 'n honger vir die Here. So dis regtig 'n voorreg om daar te kan bedien. Dan net gou vinnig, oom Fanie is oorlede vanmôre. So ons wil net aan al die familie net sê, ons dink aan hulle en ons weet dis nie die einde nie. Ons weet dis nou eers die begin. Jy weet wat 'n voorreg om te weet hy kan by sy Skepper wees. En ons wil net hulle ook opdra in ons gebede. So kom ons bid net saam en dan sluit ons net die oë. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike môre dat ons net by mekaar kan wees en net U naam kan verheerlik vanmôre, Vader. Dankie ook vir oom Fanie wat ons weet wat 'n wonderlike lewe wat hy geleef het, die impak wat hy gemaak het in almal se lewens, Vader. Dankie dat ons weet hy nou kan by U wees, Vader. En dankie ook, ek bid ook dat U die familie sal bemoedig, Vader, en hulle ook sal versterk deur hierdie moeilike tyd, Vader. Raak hulle elkeen aan en wees met hulle, vertroos hulle, Vader. Dankie dat ons weet dis nie die einde nie, maar is net die begin. Ek wil ook net vanmôre vir U sê baie dankie vir die wonderlike reën wat geval het. Dankie ook vir die boere wat reën gekry het op hulle plase en ek bid ook vir die boere wat nog nie reën gekry het nie, Vader. Ek bid dat U reën sal gee waar nodig is, Vader. U weet wat die beste is en dat U wil sal geskied. Ek wil ook vanmôre aan Abraham aan U opdra, Vader, en ek wil net bid dat U vir hom die woorde sal gee wat hy moet spreek hier vanmôre. Dat dit alles van U af sal kom, Vader. En ek vra dat U in elke persoon wat hier sit vanmôre 'n honger in hulle harte sal gee. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. As dit dames en here, kom ons staan so 'n bietjie en ons loof die Here. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning.
close to you. Draw me close to you. But never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, but no one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you. You're all I want, damas y hermanos. ¿Cómo lloro? You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Talk to me, you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Dames en heren, allemaal keer jullie. Kom ons zingen een beetje het volle boord uit die Wervellingslied. Ons is hier zo, ons is Wervel. We staan hier zo. Prachtige, prachtige. In die ogen van wie die allerliefste op een liefde wordt zijn koninkrijk begeert. En beloofde aan die einde van die wolken kom mij weer. Hij is goed en heilig Heer. Loven van prijs om halleluja. Loven van prijs om halleluja. Loven van prijs om halleluja. Hij is goed en heilig Heer. Jezus ons feest gebracht voor altijd zal. Hij beschermt elke mens wat in geloof naar hem gaat. Hij zal strijden, hij zal waken, hij die vijand reeds verslaat. Hij is die rots waar Peter staat. Lof van prijs om halleluja. Lof van prijs om halleluja. Lof van prijs om halleluja.
vra net vir die kinderkerkleerders om net gou uit te beweeg. Wat 'n voorreg het ons om vanmôre in die huis by mekaar te mag kom. Maar ja, vir ons as gemeente is dit ook 'n hartseer oggend, soos Jason nou gesê het, om Fanie wat vanmôre oorlede is. En ek weet dat hier nie een mens is wat vanmôre hier sit, in wie se lewens oom Fanie nie diep spore getrap het nie, wie oom Fanie nie aangeraak het nie. Oom Fanie het 'n persoonlikheid gehad wat omgegee het vir elke mens. En ja, vanmôre is ons hartseer, maar ons het ook 'n vreugde, want oom Fanie het die Here geken. En vir elkeen van ons wat gelowige is dit die wonderlikste wete, dat die dood nie die einde is nie, maar net die begin. En ons weet waarom Fanie vanmôre, waarom Fanie hom bevind. En dis vir elkeen van ons 'n troos, en mag oom Fanie se lewe vir elkeen van ons 'n voorbeeld wees. Dat ons ook ons lewens so sal leef, en dat ons ook in mense se lewens 'n verskil kan maak. Ek het nou vir Helene en of het ek vir Wilhelmina in die kombuis vertel, wat haar pa my altyd bygeval het. Hy het altyd 'n hart vir iemand anders gehad. As hy my gebel het, het hy gesê, kan ons gou iemand gaan besoek, want hierdie een of daai een weet hy het nou net 'n gebed nodig. Toe ons donderdagmiddag by hom in die hospitaal is, daar waar hy so ernstig siek lê. Sy moenie nou oor my, jy kan nou vir my bid, die langs my lê oom. Hy het nou 'n gebed nodig, en dit was oom Fanie. En daarom is dit vanmôre, hoewel dit met seer harte is, dat ons altyd oom Fanie sal onthou, en mag hy vir ons 'n voorbeeld wees. Dat Jesus se liefde ook deur ons lewens so sal skyn, dat ons ook so hart vir ander mense sal hê. En ek bid vir al oom Fanie se kinders vanmôre, die kleinkinders, agterkleinkinders. En mag julle werklik die troos van die Here beleef. Mag julle net weet hoe lief God elkeen van julle het, en dat hy julle ook sal dra in hierdie moeilike tyd. Hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons as gemeente vanmôre hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons in tye waar dit moeilik is, in tye wanneer ons bly is, in alle tye voor U kan kom staan, en altyd net kan weet, U is ons God, U sal ons lei, U sal ons dra, maak nie saak waar ons bevind nie. Here, ek dra daardie familie vanmôre aan U op, en vra dat U werklik aan elkeen van hulle die troos sal gee, wat ons net by U kan kry, U wat ons trane afdroog. En ek vra dat U hulle hier sal dra in hierdie moeilike tyd. En waar ons vanmôre aangaan op ons reis met Habakuk. Here, sal U gee dat U woord met elkeen van ons sal spreek. Dat elkeen van ons wat hier uitstap, weer net op nuut sal besef wie in beheer is, wie U is. En dat elkeen van ons soos Habakuk 'n loflied sal sing. Nie omdat ons omstandighede perfek is nie, maar omdat ons weet wie ons God is, en dat U in beheer is. Daarom bid ek vanmôre, Here, dat U elkeen hier 'n hart sal gee wat ontvanklik is vir die woord, wat werklik sal hoor wat U vir elkeen aan ons wil sê, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het hier oor die laaste 2 weke, het ons saam met Habakuk gestap op 'n reis. Maar hierdie reis wat Habakuk hier deurgaan, is nie 'n maklike reis nie. Dis 'n moeilike pad wat Habakuk hier moet deurloop. Dit het begin met 'n vraag, en hierdie is 'n vraag wat baie van ons wat vanmôre hier sit ook in ons lewens vra, maar baie keer nie hardop sal sê nie. Habakuk, daar waar ons begin het met hierdie reeks, het ons gesien waar Habakuk so hardop uitroep, hoe lank nog, Here? Habakuk het na sy wêreld om hom gekyk. Habakuk het gesien hoe die goddelose besig is om alles
volgens hom oor te neem, dat hulle in beheer is, dat dit lyk of dit moet hulle goed gaan. Dit het hom ontsteld, want hy sien hierdie geweld. Hy sien hierdie onreg wat aan die gang is. En as die goddelose so floreer, het Habakuk dit vir hom gevoel of God stil bly. Hy praat met God, maar God antwoord nie. En uiteindelik kon hy dit nie meer binnehou nie, en daar lees ons dat hy uitroep en sê, hoe lank roep ek om hulp, Here, maar U hoor nie. Hoeveel keer het ons al so in ons lewe gevoel? Maar daarna het ons gesien dat Habakuk nie daar geëindig het nie. Habakuk het gesien dat geloof nie beteken dat ons nooit vra het nie. Geloof beteken dat jy bring jou vrae wat jy het na God toe, want dis wat Habakuk doen. Wanneer Habakuk al hierdie vrae, dan sit hy nie net daarmee nie, hy bring dit na God toe. En dan kom God en God antwoord hom, het ons gesien. Maar die antwoord wat God hom gegee het, was nie die antwoord wat Habakuk wou hê nie. Die antwoord wat God mee kom is, dit gaan nog moeiliker gaan. Ek gaan 'n goddelose volk gebruik om nog julle meer te onderdruk. En dis nie wat Habakuk wou hoor nie. En tog sê God hier, in daardie deel het ons gesien hoe God vir Habakuk sê, die regverdige sal deur geloof lewe. Met ander woorde, Habakuk, jy gaan nie alles verstaan wat gebeur nie, maar al verstaan jy nie, kan jy my vertrou. Jy kan leef deur geloof, selfs in hierdie tyd wat jy wag. En dan kom ons vanmôre hier aan die einde van Habakuk, wat vir ons opgeteken is. In hierdie boek, wat begin het met 'n klaaglied, met Habakuk wat voor God staan en met hierdie woede en hierdie hartseer voor God is en die vra het, en hierdie boek eindig met aanbidding. Maar met Habakuk wat dit uitsing, 'n loflied tot eer van God. Die man wat daar in die begin gevra het, hoe lank nog, Here, bid nou. En dan sien ons dat hy dit nie net bid nie. Hierdie hele hoofstuk, die laaste hoofstuk van Habakuk, sien ons moet gesing word as 'n loflied tot God. En dis wat gebeur as iemand sy lewe in God se hand plaas. As iemand weet God is in beheer, dan is dit die pad wat Habakuk hier stap. En wat hierdie so besonders maak as ons na Habakuk kyk, wat 'n loflied sing hier in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, dan is dit, Habakuk sing hierdie loflied nie omdat sy omstandighede verander het nie. Babylon gaan nog steeds kom. Die oordeel gaan nog steeds daar wees oor hierdie volk. Hierdie land van hom gaan nog swaar kry. Maar Habakuk het iets ontdek wat elke liewe gelowige moet ontdek. En miskien is dit wat jy vanmôre moet weet. God verander nie altyd ons omstandighede nie. Maar as ons na hom toe gaan, dan verander hy ons hart. Miskien wag jy vanmôre nog vir 'n antwoord. Miskien sit jy vanmôre en jy wag vir 'n wonderwerk. Miskien wag jy dat God nog iets in jou lewe sal verander. Maar Habakuk wys vir ons dat daar iets is wat God eerste in ons lewe verander. Nie altyd jou omstandighede nie, maar jou hart. En wanneer God 'n mens se hart verander, daardie dag as God kom en hy werklik jou laat verstaan, dan kan so mens iets ongelooflik sê. Al verander niks in my lewe nie, nogtans sal ek jubel in die Here. En vanmôre wil ek vir ons daar stil word, en ek wil vir ons, almal wat hulle Bybels wil oopmaak, as ons Bybels oopmaak hier by Habakuk 3, en as ons hier saam lees, Habakuk 3 is 'n gebed van Habakuk, die profeet op die wysie van Sigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word, in toren, dink aan ontferming. En toe, 'n God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Sela. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans so sonlig is daar, ligstrale aan sy sy,
en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes, en 'n koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat nasies opskrik, verpletterd lê die ewige berge, en neergesink die ou heuwels, paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kisan, en onheil oordek, en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here, teen die riviere dat die toren ontvlam het, of geld die grimmigheid die see, dat die ry met die perde, die oorwinningswaans. Heeltemal ontbloot is die boog, besweer is die pyle deur die woord, Sela tot riviere spluit die aarde. Die berge sien nie en bewe van angs, 'n wolkbreek storm verby. Die wêreld vloed, verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan bly in hulle woonplek by die lig van die pyle wat verbyskiet, by die glans van flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van die volk, tot redding van die gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek, Sela. U deurboor met sy eie pyle die hoof van sy leiers, wat storm om my te verstrooi. Wie se gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met die perde, u hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het aanbreek vir die volk, wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en al aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, en kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes, en vir die musiekleier op snaarinstrument. Habakuk begin met 'n baie eenvoudige, maar 'n diep versoek, as ons hier in vers 2 sien. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees, Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in die midde van die jare laat dit bekend word, in die toren, dink aan ontferming. En hier kom Habakuk, en Habakuk kom en hy sê eintlik, Here, ek het gehoor van alles wat u in die verlede gedoen het. Ek het gehoor hoe u volk gered het. Ek het gehoor van al die mag, van al die wonders. En wanneer hy daaraan dink, sê hy, en ek het gevrees. En hierdie vrees is nie 'n vrees van paniek nie, hierdie is 'n heilige ontsag wat hy het, wanneer hy weer hier hoor en hierdie gedeelte aan dink. Hy besef opnuut hoe groot God werklik is. En wanneer hy so staan en Habakuk sien weer die grootheid van God, dan bid hy 'n gebed wat gelowiges deur die eeue nog altyd bid. Habakuk sê, Here, doen dit weer. Hy sê, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. Met ander woorde, Here, ek het gehoor van die werke van die verlede, maar ons het dit nou weer nodig. Ons het die krag weer nodig, Here. Maar dan voeg hy 'n baie belangrike sin by daar. Wanneer hy sê, u toren dink aan ontferming. Habakuk weet dat Juda oordeel verdien. Hy weet hierdie volk het afgedwaal. Hy weet hierdie volk het onreg gedoen. Hierdie volk het afgoderry toegelaat. En dan kom hy hier en hy pleit voor God, maar hy pleit nie, en dis nie gegrond op verdienste nie. Hy pleit absoluut op grond van genade.
En dis altyd die eerste plek waar elkeen wat 'n sondaar is moet kom staan, daar by God se ontferming. En dan in vers 3 begin Habakuk iets merkwaardigs doen. En hierdie as Habakuk so kyk en as mens hierdie gedeelte lees, dan sien mens hoe Habakuk sommer opgewonde is as hy daarna kyk. Hy sien God as die koning wat uitgaan in sy majesteit. Hy beskryf hierdie mag van God. In vers 3 sê hy, sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Hy beskryf God as hierdie groot koning wat opstaan om sy volk te kom red. En hy praat van die lig wat uit God uitgaan. Glans soos sonlig, ligstrale aan sy syde in vers 4. Hy praat van die berge wat bewe. Hy tree op en laat die aarde wankel daar in vers 6. Hy praat van nasies wat opskrik wanneer God beweeg. En wat doen Habakuk hier? Habakuk onthou. Hy onthou dat God Israel uit Egipte gered het. Hy onthou hoe God die Rooi See oopgemaak het. Hy onthou hoe God nasies verslaan het om Israel te beskerm. En dan in vers 13 sê hy, U trek uit tot redding van die volk. En hierdie is so 'n belangrike waarheid vir elkeen van ons wat 'n gelowige is. Wanneer jy nie weet wat God gaan doen nie, wanneer jy soos Habakuk in daardie oomblikke is, waar hy sien hierdie oormag wat voor hulle is en hy weet nie wat God gaan doen nie, dan doen Habakuk iets hier wat elkeen van ons moet doen. Ons moet onthou wat God al gedoen het. Hoeveel keer in jou lewe as jy in 'n moeilike situasie staan en jy kyk terug, nou hoeveel keer het God jou gedra? Hoeveel keer het God jou daar uitgehaal uit jou grootste moeilikheid? En wat doen dit as jy so terugdink aan hoe groot God is? Want sien, Habakuk verstaan daarmee die grootheid van God en dit verander iets in Habakuk. En dan kom Habakuk daar in vers 16 en 17. En nadat Habakuk so God se mag so onthou het, hoe groot God is, hoe hy hulle al hoeveel keer gered het, kom daar hierdie oomblik van eerlikheid. Want hy kyk na die werklikheid wat nog steeds hier voor hulle lê. Hy sê daar in vers 16, toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid. Habakuk weet wat kom. Hy weet Babylon is nog steeds op pad. Hy weet hierdie land gaan deur die grootste benoudheid gaan wat daar nog ooit gaan wees. Hy staan nie ongevoelig daaroor nie. Hy voel dit diep in sy liggaam as dit hier beskryf word. Hy beskryf hoe sy lippe bewe, hoe sy hele wese daar skud. So Habakuk staan nie as 'n man wat hier wat voorgee, alles is nou skielik reg nie. En dan beskryf hy in vers 17 hoe die toekoms gaan lyk. En hierdie toekoms wat Habakuk hier van vertel, is nie iets mooi nie. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. En as jy daardie mooi verstaan, in daardie tyd was dit die hart van Israel se ekonomie. Die vyeboom het kos gegee. Die wingerd het wyn gegee. Daardie olyfbome het die olie gegee. Maar Habakuk gaan nog verder daar as hy sê, die saailande geen voedsel oplewer nie. Dit beteken, daar gaan hongersnood wees. En dan die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Met ander woorde, Habakuk kom hier en hy sê alles gaan weg wees, ons hele ekonomie gaan daarmee heen wees. Daar sal nie kos wees nie, daar gaan geen voorsiening vir enigiets wees nie. Alles is weg. Hier wag 'n totale verlies vir ons. Maar hier is iets baie belangrik. Habakuk maak nie asof hierdie dinge nie gaan gebeur nie. Ware geloof ontken nie die realiteite van die lewe nie. Geloof kyk die waarheid in die oë. Dit sê nie alles gaan maklik wees as ek glo nie. Habakuk kom wys dit vir ons. Dit sê eerder, selfs al word dit hoe moeilik, bly God steeds God en hy is in beheer. En dit berei die pad vir een van die mooiste dele wat daar in die Bybel is. Daardie woord wat hier kom wat alles verander.
As ons daar in vers 18 lees, na alles wat Habakuk beskryf het, hierdie vrees wat daar is, hierdie komende oordeel, hierdie moontlike verlies van alles wat hulle het, kom daar hierdie woord wat Habakuk gebruik wat alles verander. As hy daar sê, in vers 18 begin met nogtans. Hierdie is so klein woord met so enorme krag. Dis die woord wat geloof gebruik, wanneer die omstandighede in jou lewe so donker lyk. Habakuk sê nie, die vyeboom gaan herstel word nie. Hy sê nie, die wingerd gaan weer vrug dra nie. Hy sê nie, die lande gaan weer vol wees nie. Habakuk erken, dinge gaan swaar wees. Maar hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Is dit nie wonderlik as jy op daardie punt in jou lewe kom, dat jy besef hoe groot is God, en dat God in beheer van jou lewe is, en dat dit nie saak maak of alles in jou lewe sal wegval nie, dat jy nog steeds, omdat jy in God geanker is, soos Habakuk sal sê, nogtans sal ek. En dan eindig Habakuk sy gebed met een van die mooiste belydenisse wat daar in die Ou Testament is, daar in vers 19. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes. En hierdie is die belangrikste ontdekking wat Habakuk bykom. Habakuk sê hier, nie my sterkte is my land nie, nie my sterkte lê in my oes nie, nie my sterkte lê in my veiligheid of in my voorspoed nie. Nee, hy sê, die Here is my sterkte. Wanneer alles anders wegval, dan bly God. En dan gebruik hy hierdie pragtige beeld, hy sê, hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes. Daardie tyd in Israel op die berge was daar hierdie bokke wat op die rotse kon rondhardloop. Hulle kon daar waar geen ander dier kon hardloop nie, waar 'n ander dier net sou afval, sou hulle afval. En hy gebruik hierdie beeld om te wys. Hulle beweeg vinnig, vry, op plekke waar ander sal struikel. En Habakuk sê, selfs in my berge, daar in my moeilikheid, maak God my soos 'n hert. Hy maak my voete dat ek nie sal gly nie, hy maak my dat ek sal kan vashou. Hier kom Habakuk en hy sê, God beloof nie, hy gaan die berge uit jou lewe net laat verdwyn nie. God kom nie en hy sê die moeilikheid in jou lewe gaan net wegwees omdat jy kind van God is nie. Die pad gaan baie keer steil wees. Maar hy sê God gee vir sy kinders vaste voete. Hy gee krag wanneer jy swak voel, wanneer jy voel jy kan nie, sal God jou krag gee. Hy gee stabiliteit wanneer die hele wêreld besig is om uitmekaar te val. En hy help jou om staande te bly. Daar waar jy nie op jou eie dit kan doen nie. En daarom kan Habakuk eindig in hierdie gedeelte waar hy 'n loflied tot eer van God sing. Ons het in hierdie reeks so saam met Habakuk op 'n besonderse reis gestap. Ons begin by 'n plek wat elkeen van ons goed ken, die plek van vra. Miskien sit jy vanmôre hier met vrae in jou lewe. Dis 'n plek waar mense na jou lewe kyk en jy vir jouself dalk sag vanmôre wil fluister, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Habakuk het nie voorgegee, alles is reg nie. Habakuk het sy vrae eerlik na God toe gebring. Het jy jou vrae al eerlik na God toe gebring? Maar deur sy gesprek, wanneer Habakuk met God praat, dan verander iets in Habakuk. Habakuk het geleer om te wag. Habakuk het geleer om na die Here te luister. Habakuk het geleer om deur geloof te leef. En uiteindelik bring daardie reis hom op daardie plek waar dit baie sterker is in sy lewe, waar hy sterker word as enige van sy vrae. Die plek waar hy kan sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, nogtans sal ek jubel in die Here.
Daar word vertel van hierdie ou Christen man, wat in sy laaste jare het hy baie siek geword. En sy liggaam het al hoe swakker geword. En hy kon nie meer doen wat hy altyd gedoen het nie. En daar was 'n jong predikant wat by hom kom kuier het en vir hom gesê het, oom, hoe gaan dit vandag met oom? En die ou oom het net geglimlag en gesê, ek het vandag weer Psalm 23 gelees. En die predikant het na die oom gekyk en vir die oom gesê, dis 'n pragtige psalm, oom. Maar die ou oom het gesê, toe ek jonger was, het ek altyd gesê, die Here is 'n herder. Maar hy sê, later in my lewe het ek gekom en toe het ek gesê, die Here is ons herder. Maar hy sê, nou hier waar ek lê, het ek iets ontdek. En hy sê, die oom vat die Bybel en hy lees hierdie gedeelte vir hom so stadig. Die Here is my herder. En toe sê hy, as hy my herder is, kan ek hom vertrou, selfs wanneer ek deur die donkerste vallei loop. En dit is presies waar Habakuk uiteindelik uitgekom het. Nie net God is sterk nie, maar die Here is my sterkte. En daarom kon Habakuk kom en sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Mag elkeen van ons op daardie plek in ons lewe kom, waar ons ook mag sê, nie net dat God sterk is nie, maar dat die Here my sterkte is. En dat ek daarom maak nie saak wat in my lewe gebeur, wat so omstandighede daar mag wees nie. Soos Habakuk kan uitloop en kan sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg was dit om hierdie pad saam met Habakuk te stap. Ja, Here, waar ons ook baie keer in ons lewe vra het. En hoe ons gesien het in Habakuk, dat hy daardie vraag na U toe gebring het, Here, dat hy dit uitgeroep het, en gevra het, hoe lank nog, Here? Ja, Here, hoe U Habakuk geantwoord het, dat die antwoord nie was wat Habakuk aanvanklik wou hoor nie. Dat U vir Habakuk gesê, daar gaan nog baie groter moeilikheid eers voor lê. Maar ja, Here, dat U vir Habakuk iets gewys het, iets gesê het, dat Habakuk kon verstaan, dat die regverdige sal in geloof lewe, dat U vanmôre vir elkeen van ons ook sê, selfs al verstaan jy nie waardeur jy gaan nie, selfs al weet jy nie wat gebeur op hierdie pad nie, maar U vir elkeen van ons sê, maar jy kan op my vertrou. Wanneer God vir jou sê, jy kan op hom vertrou, selfs al verstaan jy nie alles nie. En Habakuk, wat in geloof begin leef het. Habakuk het al die gevaar nog steeds gesien, maar Habakuk het die grootheid van God gesien. Habakuk het weer onthou wie God is. Habakuk het onthou wie in beheer is. En toe Habakuk tot daardie besef kom, opnuut wie God is, toe kan Habakuk al kyk hy na al die gevare om hom. En al het hy gesien, al gaan alles ten gronde, al verloor hy alles, al is daar niks, kon Habakuk op die plek kom om te sê, die Here is my sterkte. En daarom kon Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here.
Here, my gebed vanmôre is dat elkeen van ons op daardie plek sal kom, waar ons vanmôre opnuut sal sê, die Here is my sterkte, en daarom sal ek jubel in die Here. Amen. Ek gaan vir Christian vra, hy gaan vir ons 'n liedjie speel. Terwyl hy die liedjie speel, daar waar ons net so sit en daarna luister, dink vanmôre daaraan, dat die Here is werklik elkeen van ons se sterkte. En as ons werklik daarin leef, dan kan ons jubel, al lyk ons omstandighede hoe. Ons luister na hierdie liedjie en daarna gaan ons afsluit, gaan die musiekspan weer vir ons 'n laaste lied sing. Dankie. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misselik, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misselik, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees hier rondom my, en ek voel of die hand verwyder is van my, sal ek op u vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Kom ons staan gou en ons sluit af met die oorwinningslied weer.
Mag dit wees dat elkeen van ons vanmôre hier sal uitstap. En dat ons ook soos Habakuk sal kan sê, al sal die vyeboom nie bloei nie. Die Here is my sterkte. En daarom kan ek juig, kan ek jubel in my God. Hemelse Vader, my gebed is dat elkeen van ons elke dag sal beleef dat U ons sterkte is en dat ons daarom kan uitgaan en in oorwinning kan gaan leef en kan gaan jubel. Die Here is my God. Ek bid dit vir elkeen hier dat ons dit werklik in ons lewens sal beleef elke dag. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam.